Efesiërs 2 vers 8 en 9 is so bekend dat dit gevaarlik kan raak. Baie van ons kan dit aanhaal sonder om dit regtig te hoor. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Paulus herhaal homself amper oordrewe, juis omdat ons so geneig is om dit te vinnig te hoor of dalk te verdraai. Redding, sê hy, kom nooit uit onsself nie. Dit is nie 'n beloning vir geestelike moeite, morele dissipline of godsdienstige erns nie. Niemand kan daarop aanspraak maak nie. Geen argument nie. Ja, maar ek het darm gereeld. Nee, redding, verlossing is 'n gawe, 'n geskenk, iets wat ontvang word, nie verdien kan word nie. En daarom is daar geen ruimte vir roem of selfvoldaanheid nie. Selfs nie eers vir daardie stil, vroom trots nie wat sê, ek weet darm hoe genade werk. Geloof is nie ons bydra om 'n transaksie te laat slaag nie. Dit is nie die laaste stukkie wat God nodig het om die redding af te handel nie. Geloof is bloot vertroue, die oop hand wat ontvang. Selfs om te glo is nie 'n prestasie nie. Dit is rus, oorgawe. En tog leef baie Christene asof genade eintlik 'n lening is, asof God ons red, maar nou verwag hy iets terug. Dan raak die geloofslewe swaar, gespanne en verdedigend. Jy probeer bewys jy is ernstig. Jy leef met 'n konstante onderliggende skuld. Paulus verklaar helder, as dit uit genade is, kan dit nie uit werke wees nie. Die twee sluit mekaar uit. Die oomblik wanneer ek begin dink, ek dra iets by tot my redding, het ek reeds die evangelie gemis. In Kolossense 1 vers 13 stel hy dit ewe skerp. God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun. Dit is 'n voltooide handeling, nuwe adres, nuwe status. God verwag nie van jou om iets vir hom terug te doen nie, maar om iets te wees. Hy wil net hê, jy moet sy kind wees en leef soos sy kind. In Galasiërs 5 vers 25 moedig Paulus ons aan, ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ons gedrag bepaal. Vra jouself vandag eerlik en eenvoudig, vertrou ek werklik op wat Christus namens my en vir my gedoen het? Of probeer ek steeds iets byvoeg? Rus ek in genade? Of probeer ek dit regverdig of dit verdien? Ware geloof is nooit luidrigtig nie. Geloof spog nooit nie. Geloof is om in God se genade te rus, en in daardie rus begin ware vryheid, ware nuwe lewe. Kom ons sê vir die Here dankie daarvoor. Hemelse Vader, baie dankie dat U die reddingswerk gedoen het deur Jesus Christus ons Verlosser en ons Here. En dankie dat U deur U Heilige Gees ons net oortuig daarvan, ek kan niks bydra nie, ek kan niks doen nie. En dankie dat al wat U van my terugverwag, is om U kind te wees en U terug lief te hê. Help my vandag ook daarmee asseblief. Amen.